Reg, goeiemôre almal. Ek hoop almal kan my duidelik hoor. En baie welkom by vandag se opleiding waar ons 'n bietjie gaan kyk na Excel hier van ons kantoor hier in Centurion. So baie welkom aan almal betrokke. En vandag gaan ek poog om Excel vir julle so eenvoudig as moontlik voor te stel. So daar's ook 'n paar goedjies wat ek vir julle sal wys, wat letterlik nie moontlik was nog 'n jaar gelede nie, en wat jou moontlik ook sal kan help om net gemakliker te raak met Excel oor die algemeen. Oor die algemeen is Excel 'n wiskundige program, en party van ons het tevrede staan, en hopelik na vandag sal ek vir jou wys dat jy nie regtig vrees hoef te hê daarvoor nie. So, maar met dit gesê, kom ons begin. Julle is ook welkom om net so vrae te vra in die meeting chat of so daar in die kletskamer. Laat weet my gerus met vrae, maar ook direk na die afloop van hierdie webinar sal ek ook vir julle lekker handige notas bystuur, en sodat julle ook weet dit wat ons alles vandag behandel, dat julle dit ook byderhand het om weer na te kan terugverwys. So dit gesê, kom ons gebruik dan die volgende uur en ons kyk waarby ons kan uitkom. So ja, ek skop dan sommer weg. Goed, julle almal behoort nou hier op my skerm te kan sien. En hierso het ek 'n lys, 'n Excel lys, en ek het verskillende tabs hier in die omgewing. Ek het hier 'n klaslys waarna ons gaan kyk. Ek hardloop net gou in die onderkant hier deur al die sheets. Ons gaan so 'n bietjie kyk na verskillende maniere van nommering. Hoe kan ons byvoorbeeld celles se inhoud saamvoeg of dit weer split? Ons gaan bietjie kyk as ons data in verskillende sheets het of verskillende Excel tabelle, hoe ons dit bymekaar kan uitbring. As ons baie keer 'n snaakse Excel sheet aflaai, veral deesdae met die gebruik van ChatGPT en so meer, kry ons baie keer data wat so lyk, hoe stel ons dit reg in Excel? En as ek 'n dokument het met 'n klompie duplikate, hoe kan ek dit verwyder? Maar vir eers, so hierdie gaan oor hoe jy in jou eksamen net al jou punte eintlik dan net maklik kan bymekaar bring, en ek gaan begin met 'n hele paar kort wenke. Nou, heel eerstens, as ons deur dit gaan, op die dokument wat julle gaan ontvang, gaan ek vir julle ook 'n paar shortcut keys gee. So ek gaan 'n paar Engelse terme gebruik soos julle hoor deurloop vandag, maar net om vinnig bietjie meer met Excel met jou keyboard is al 'n klompie shortcut keys, copy, paste, al daai basiese dinge sal ek dan ook daar in die dokument vir julle sit. So heel eerste ding is waarna ons gaan kyk is wanneer ons, veral nou hier teen die einde van die jaar, het ons nou hier 'n lys. So hier het ek nou 'n paar, hier is nou 'n kleiner tabel, maar ek gewoonlik 'n klompie punte hierso, en dit vat heelwat plek, en ek wil dit gewoonlik op een bladsy kan invoeg, veral wanneer ek hom wil uitdruk, laat ek net kan kontroleer en so meer. So ek wil hierdie kolomme so klein as moontlik maak. So net om vir julle weer te wys, hoe werk dit? So eerste stap is, ek klik hierso met my muis, julle sal sien, hy het so wit kruisie tans. Ek klik in die middel van die blokkie, ek drag na regs, en dit highlight basies dan daai teks, al die opskrifte in hierdie geval, highlight dit vir my. En dan hier in die bokant onder my home tab, hier by die alignment waar ek center align en so meer kan kies, is daar so AB met so klein pyltjie, skynspyltjie. En as ek daar klik op daai gedeelte, dan kan ek bloot daar kies rotate text up. Goed, so wat hy dan doen is, hy sit dan vir my nou mooi hierdie kolom, of maak ek my die teks vertikaal. Ek kan hom so bietjie vergroot ook, en hoe ek dit doen is, ek gaan staan met my muis net tussen die twee rye, en dan word my kruisie, wat dan so wit kruisie is, as ek tussen die twee rye gaan staan, word daai twee pylpunte met die streep in die middel. En dan kan ek net klik en drag as ek dit wil bietjie verstel. Goed, maar nou het ek nog steeds 'n probleem, al my kolomme is nog steeds te groot, en daar's verskeie maniere om dit te doen, maar die heel vinnigste en maklikste om hierdie almal dieselfde grootte te kry is, jy klik fisies hier op kolom E. So nou het hy die hele kolom vir my gehighlight. So ek klik op kolom E, en ek drag my muis na regs, sodat ek nou kolom E tot J geselekteer is. So jy kan dit sien, want almal is nou in grys gemerk,
En dan gaan ek weer heel bo hier by tussen enige 2 kolomme, en ek gaan, soos julle sien, as ek op kolom F is my muis so net 'n pyltjie, maar as ek tussen 2 kolomme staan, dan kry ek weer daai muis van my se cursor wat verander na 'n streep met 2 pyltjies wat na weerskante wys. En dan klik en drag ek hulle maar nou net na 'n kleiner grootte toe, en dan pas hy outomaties my al die kolomme aan volgens daai grootte wat ek nou gekies het. So ek kan dit groter maak of bietjie kleiner maak, en so kan ek heelwat plek bespaar op my sheet om alles op een bladsy in te kry. Goed, ek gaan nou net nog 'n deel wys hoe kan ek dit ook wat hulle noem auto-adjust, maar voordat ek net dit wys, wil ek net gou die nommers in hierdie kolom insit. Nou hier soos julle kan sien, hier is 'n groot kolom met 50 leerders in. So om dit te doen, Excel kan enige liewe nommer kan hy redelik maklik onthou, en al wat ek hoef te doen is, ek hoef net vir hom die eerste 3 nommers te gee. So in hierdie geval nommer ek my klaslys van 1 tot 50, so ek gaan klik daar op selletjie A3, en ek druk net 1, enter, dan sleutel hy die 1 in, 2, enter, en 3, enter. Goed, en nou, al wat ek nou moet doen, ek kan nou vir Excel dat hy vir my verder outomaties van hier af my klaslys gaan nommer. En hoe ek dit doen is, ek klik in die middel van die blokkie, so my cursor is daai wit kruisie, en ek klik en ek drag af tot by 3. So nou het hy al 3 daai geselekteer. En nou altyd as ek wil hê Excel moet vir my formules aanpas of copy of uitbrei, dan gaan ek net met my muis na heel regs onder in daai hoekie. Dan verander my wit kruisie na so 'n klein swart kruisie. So nou is hy 'n klein swart kruisie. Nou kan jy of klik en drag soos wat jy wil gaan. Goed, so daar klik en drag ek, dan hou hy aan nommer. Of as ek wil hê met outomaties tot op die einde van hierdie hele tabel aan 'n nommer, kan ek ook net double-klik. So net deur te double-klik met my linker muisklik, double-klik. Skus, as ek double-klik en nou sal hy vir my al die pad afnommer outomaties tot by die eerste oop kolom wat hy kry. Goed, so as daar 'n oop kolom iewers in jou Excel sheet was, sou hy daar gestop het. Goed, dan kan jy nou net natuurlik weer aangaan. Maar is eintlik baie eenvoudig, as ek vinnig net weer herhaal, ek highlight, ek gaan na regs onder in daai blokkie wat ek gehighlight het, en ek double-klik net, en dan sal hy bloot aanhou nommer. En dan om terug te kom, toe ek hierdie, wat hulle genoem het die column adjust gedoen het, so die kolomme almal ewe groot gemaak het, ek kan dit auto-adjust ook, en weer eens, kolom A is nou vir my bietjie te groot, so ek wil spasie spaar, so ek kan bloot tussen kolom A en B gaan staan. Weer eens laat my pyltjie die weerskante toe wys met daai streep in die middel, en dan gaan ek bloot net double-klik. En as ek double-klik, dan auto-adjust hy volgens die langste inskrywing binne in daardie kolom. Goed, so met ander woorde, net om vir julle te wys, so naam en van pas nou tans hier in, maar as ek nou daar by die eerste ene my naam sou ingesit het, en hy pas nie in nie, kan ek bloot tussen B en C 'n double-klik, of tussen C en D 'n double-klik, sodat hy name en vanne auto-adjust, en hy sal hom volgens die breedste inskrywing in daai kolom dan gaan auto-adjust. So ek wil net dit gou weer net uithaal, net sodat ons almal op dieselfde sheet laat alles naam en van wys. Goed, so dis so 'n bietjie iets rondom net vinnig nommer. Nou as ek net hier gaan na die volgende sheet toe wat sê nommers, so hier het ek klaar nou 1, 2 en 3, ek het sommer 2, 4, 6 en 15 ook hier ingesit. Nou, jy kan baie maklik, ek sal omdat hy wiskundige is, gee hy vir hom die eerste 3 nommers, en dan weet hy hoe wil jy aantel verder. So hier, net soos die vorige ene, ek highlight daai 3 deur te klik in die middel van die blokkie en te drag tot onder, en dan staan my muis regs onder, en as ek afdrag, gaan hy nou vir my verder tel 1, 2, 3, of dieselfde as ek wil 2, 4, 6, 8, 10 doen, sal hy daai logika nou onthou, of 15, 15, sal hy ook daai logika vir my onthou. Goed, dieselfde so kan met tye gebeur. So as ek hier in die regterkant gaan, skielik in die oggend is jy moet gou die rooster of die program vir die dag se tyd aangepas, want die personeelvergadering was laat, en in plek van, nou die skool 7:30 begin,
begin hy nou 7:50. Goed, en dan het ek dalk 20 minute voogbrode, so 7:50 sal my voogbrode eindig, en dan van daar af sê ons het ons 0:30 periodes vir die dag, as dalk sport die middag, so die volgende periode sal dan, sê net maar 8:40 klaar gewees het. Goed, nou daar is 'n halfuur tussenin. Nou of ek sal te vra om aan te hou tel in halfure, kan ek bloot net weer eens daai twee highlight, en ek gaan regs onder, en ek klik en ek drag net af na onder toe, en dan sit hy vir my outomaties halfure in. Goed, as jy iewers 'n pause moes gewees het van 20 minute byvoorbeeld nou hier, kan ek nou daar net byvoorbeeld weer sê 10:00 het pause opgehou en het pause opgehou en 10:30 die volgende periode, en dan kan ek weer net daai highlight en dan van daar af net weer vorentoe gaan. Dan sal dit ook self my aanpas. Goed, so dis net vinnig wat ek sal lekker maak, omdat hy so wiskundig is, kan hy vir jou 'n tye tel of 'n nommers tel. En dan net vinnig rondom dae en maande, dis iets wat ons dikwels gebruik, want ons 'n lys van dae of maande het, en ek wil net vir julle wys, hoe kan jy vir jou, wat hulle noem, 'n custom list op Excel. So dis 'n lys wat jy dikwels gebruik, en wat jy nie elke keer hoef oor in te tik. Goed, so die heel eerste stap is net, hy doen alles in Engels, maar jy kan self ook vir jou Afrikaanse lyse insit, en ek gaan nou byvoorbeeld die dae van die week, gaan ek nou hier byvoeg, om dit dan van daar af altyd te kan doen. En daar het jy 1 of 2 kort stappies nodig, en jy hoef dit net 1 keer te doen, en jy gaan na File, dan heel onder in die onderkant is 'n Options, dan gaan hy nou vir my 'n nuwe Options skerm hier oopmaak, en dan kies ek hier onder hierdie lys, hier aan die kant, kies ek Advanced, en dan as ek afskraal tot heel onder, is hier iewerster, heel onder, wat hy sê, Edit Custom List. So as ek daai opsie kies, nou sal julle sien, hier is my custom list. So ek kan, daar's dae van die week, daar's die maande afgekort, en ek het wel al Januarie, Februarie, Maart in Afrikaans ingetik, maar as ek byvoorbeeld die dae van die week wil hê, dan kan ek net hier in die regterkant by List Entries, net 1 keer al die dae van die week hier gaan intik. So Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag en Sondag. Jy moet nou net doodseker maak, jy het nie 'n tikfout gemaak nie. Sien soos daar Woensdag, okay, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag, en dan sê ek bloot net Add, en dan sê ek okay, terug by die vorige skerm, sê ek weer okay, en wat lekker is nou kan ek net byvoorbeeld intik Maandag, en as ek dan op Maandag staan, en ek gaan regs onder weer eens, daai swart kruisie regs onder in die hoekie, en ek drag af, dan sal hy vir my die dae van die week doen. Ek het reeds, soos ek vir julle genoem het, die maande van die jaar daar gaan insleutel, so ek kan net Januarie tik, en dan weet hy, okay, ek wil nou maande hier gaan lys, en dan kan hy so vir my maande in die jaar ook gaan lys. So dis net 'n paar kort wenke rondom nommering wat jy kan doen. Goed, dan gaan ek teruggaan by die klaslys. Nou, een van die grootste probleme wat ons nou hier het, gewoonlik as ons nou hier op ons skerm werk, ek gaan hom net so 'n bietjie groter maak, dan as ek nou hier afskraal, dan gaan my opskrifte weg. Nou, veral as ek 'n lang lys hier van toetspunte het, dan wil ek altyd net weer, want ek vergeet as ek afskraal, waar was die kwartaalpunt 3 nou weer gewees, wat 'n kolom was dit gewees, en jy kan dit altyd gaan sien, en om dit te doen, gebruik mens iets wat mens noem freeze panes. Nou, net hoe freeze panes werk, as ek net gaan daai blokkie daar gaan highlight in geel. Nou, freeze panes het 'n paar opsies. Of freeze net die boonste kolom, in hierdie geval gaan dit my nie help nie, want ek wil die nommer, naam van klas en die punte ook daai. Of hy het die eerste kolom, kan hy freeze, wat nou net die nommer kolom is, of freeze panes, die volledige freeze panes. Nou wat hy doen is, hy freeze nou, as ek hier op blokkie, waar nommer 12, die geel blokkie sou klik. Alles bo hom, met ander woorde, alles bo hom, en alles links van hom, kan hy dan freeze. En hoe jy dit doen is, jy gaan net bloot hier bo, by jou toolbar, gaan jy na View toe, en dan hier onder Window is Freeze Panes,
en dan kies jy bloot daardie opsie wat bo sê freeze panes. Hy wys vir jou ook so 'n prentjie waar in blou die kolom en die ry wys dit daar in blou wat gaan hy freeze. So heel eerste stap was gewees, gaan net weer terug, jy klik op hierdie 12. In hierdie geval, jy gaan na freeze panes en kies die eerste opsie freeze panes en dan as ek nou afskrol, sal my opskrifte bo altyd sigbaar wees, of as ek baie kolomme na regs gehad het, sal die naam van en die klas van die kind ook altyd sigbaar wees. So dit maak dit net visueel bietjie makliker om te onthou waar jy werk of te kan sien waarmee jy besig is. Goed, so dis net so 'n klein deeltjie oor freeze panes. En dan ook 'n lekker deel, gewoonlik as jy, wat ek sommer net vinnig kan wys, gewoonlik sit ons hier 'n skoolwapen in met allerlei data, en die nuwer Excel weergawes is ook lekker, want jy kan gaan insert, picture, en nou het jy nou deesdae twee opsies, place in cell of place over cell. So place in cell beteken hy gaan hom presies so groot as daai blokkie maak. So as ek kies place in cell from this device, ek net gou daai deeltjie gaan soek en ek insert hom daar, sal hom nou vir jou mooi daar insit, so as jy 'n skoolwapen of 'n ding nodig het, is dit baie eenvoudig om te doen. Goed, so dis so 'n bietjie oor freeze panes en om prentjies in jou Excel in te sit. Okay, nou kom ons by 'n bietjie meer waar ons nou in die Excel self gaan inkom, ons 'n formule of 2 gaan doen, en ek wil nou die rapportpunt hier gaan bereken, en daarna wil ek ook die simbool gaan bereken. Goed, so, maar ek gaan vir julle wys hoe is 'n maklike manier om dit te doen, en met die uitbreiding van tegnologie het dit daarom redelik eenvoudig geraak in die laaste tyd. Goed, so heel eerstens wat ek altyd wil doen is om seker te maak ek gebruik absolute references. Nou ek sal nou vir julle verduidelik wat dit beteken, maar dit beteken net as ek sê net maar hierdie klas totaal, hierdie punte totaal wat elkeen van hierdie klastoets 1, 2, kwartaaltoets 1 ondersoek, die totaal wat hy getel het, wat ek nou daar gelys het, ek gebruik altyd daardie waardes sodat hy my rapportpunt vir my gaan bereken. Goed, so, en hoe ek dit basies doen is, ek gaan nou hierdie klastoets hier, gaan ek nou verwerk, die twee klastoetse, die kwartaaltoets en die ondersoek na 'n punt uit 100 uit. Maar hoekom ek wil gebruik maak van hierdie waardes in my formule is, wanneer ek sou besluit dat byvoorbeeld hierdie klastoets uit minder moet tel of die gewig van hom moet verskil wat hy op die rapport tel, dan kan ek dit baie maklik so gaan regstel, deur net die gewig bloot te verander. Goed, so wat ek doen is, ek begin altyd as ek 'n formule wil insit in Excel, dan klik ek altyd daar op die blokkie waar ek wil begin met die formule, en ek begin met 'n is gelyk aan. Goed, nou ek gaan nou 4 punte hier bymekaar tel, en dit verwerk na 'n punt uit 100 uit, so, maar elkeen het 'n verskillende gewig. Ek gaan nou laat die twee klastoetse byvoorbeeld elkeen 20 punte tel, die kwartaaltoets en die ondersoek 40 punte elk, wat dan vir my 'n punt uit 100 sal gee. Goed, so ek wil graag net wys hoe ek dit doen, daar's natuurlik verskeie maniere. So ek begin met 'n is gelyk aan, en dan begin ek met 'n hakkie, so ek druk Shift en 9 op my keyboard, en die rede hoekom ek dit in 'n hakkie sit, want dan weet ek hierdie berekening het nou net te doen met klastoets 1. Goed, so net met te doen met klastoets 1. So nou sê ek is gelyk aan, en nou klik ek bloot op die punt, so daai punt gedeel deur die totaal, en ek klik weer eens op die totaal, maar ek wil hê hy moet altyd hierdie totaal gebruik. Goed, en daarvoor wat ek daar doen, weer eens dit kom in my notas, laat ek dalk net gou vinnig wys, die rede hoekom ek dit wil doen is, kom ons tel net gou, ekskuus, daai, ek sê 12 verdeel deur 30, en ek sê hierdie ene moet nou uit 10 uittel, dis 10 punte, daai ene is daai gedeel deur die totaal, maal met 10, goed, plus die volgende punt,
wat daai 44 is, gedeel deur die 50, en ek wil dit maal met 40, want hy moet 'n gewig van 40 hê, plus die ondersoekpunt wat die kind 50 gekry het, gedeel deur 75, en hy moet ook 40 punte tel. Okay, so as ek nou hier enter druk, nou werk hy hom korrek vir my uit. Maar die probleem nou is, sou ek hierdie formule wil aanhou af onder toe kopie, dan gaan hy verkeerde punte wys. Want soos julle sien, omdat ek hier een afgekopie het hy my hele formule ook een keer afgeskuif. En dis dikwels waar ons nou fout gaan. Okay, en dit wil ek glad nie hê nie. Ek wil natuurlik hê, hy moet altyd verwys na die totale toetspunte daarbo. So hoe ek dit regstel is net, as ek hier klik, die E2, daai wat ek nou gehighlight is, dis die 30. Al wat ek wil doen is, ek wil hê jy moet altyd verwys na die 30, en die kortpad op jou keyboard wat jy net kan doen is om te druk F4. Dan sit hy sulke dollartekenkies om die E, of voor die E en voor die 2. Dit beteken, hy gebruik altyd daai totaal van 30, die rooi, om die berekening te maak. Selfs met die F2, F2 is nou daai punt uit 25, so ek highlight hom deur te klik en te drag met my muis en ek druk F4, selfs met die G2, selfs met die H2. Goed, so nou het hulle almal sulke dollartekenkies op. Dit beteken nou, as ek hom nou aftrek, soos julle sien nou gebruik hy altyd die totale, maar hy gebruik die kind se eie punt om daai berekening te doen. Goed, jy kan jouself ook gaan toets, deur te regsklik en te sê copy, en paste hom daar uit die punt uit, paste hom net daar, en dan kyk jy net of hy wel nog steeds 100 daar bereken, maar nou gebruik hy natuurlik mos nou die totale om die berekening te doen. Goed, weer eens, jy kan double klik, en dan sal hy hom vir jou tot op die heel laaste ene sal hy vir daai berekening gaan doen, en as jy wil, kan jy hier en daar net double klik op hy sel, net om te kyk, goed, hy het die kind se punt gebruik, en het die totale gebruik, om daai dan te gaan uitwerk. Goed, so dan volgende gedeelte, wat ek julle dalk net wil wys, is die oomblik as ek die simbool wil uitwerk. Goed, nou simbool is 'n redelike moeilike funksie, want om 'n simboolverspreiding te doen, kan word gewoonlik met 'n if funksie gedoen. Nou dit kan redelik moeilik raak, maar gelukkig wat nou die laaste paar jaar moontlik is die feit dat ons nou ChatGPT het. So as jy nou gewonder het ooit, of as jy nou sukkel met Excel, dan kan jy bloot nou vir Excel net gaan vra, en ek wil sommer vir julle net gou hier my ChatGPT intrek. Goed, so nou kan julle sien, hierso is my ChatGPT, en al wat ek bloot gaan doen is, ek gee vir hom 'n voorbeeld hier, né? Ek gaan sommer nou daai vat, en sê, ek het hier is hoe my Excel lyk. Ek het hier 'n berekening, en ek het hier 'n simbool. So ek vat bloot nou net die eerste paar, dit maak nie saak hoeveel nie, ek gaan sommer die eerste 2, en ek druk Ctrl+C vir copy, of jy regsklik en copy, of onder die home en jy copy dit bloot net, en dan gaan ek na my ChatGPT toe, goed, en ek gaan klik net daar op my ChatGPT, en ek paste dit bloot net daarin. Iets wat nou nie lekker wil saamwerk nie. Ek net gou terug gaan na my Excel toe. Ons refresh om net die, ek het daar nou gegaan. Goed, en ek het nou bloot dit daar gaan inpaste daar, en ek druk enter. Goed, nou kry hy sommer so 'n screenshot, en hy sê vir my, hy sien ek het iets geupload. Nou wil ek vir hom gaan sê, goed, ek wil 'n simbool bereken vanaf die rapportpunt. Goed, so wat ek bloot kan doen daar is, ek gaan
ek het teks hier net hier ingesit en dan gaan sê nou vir hom sommer in Afrikaans. Ek het hierdie kolomme in Excel, ek benodig 'n formule wat vir my die simbool kan uitwerk. Die rapportpunt, net om terug te gaan, die rapportpunt is in kolom I, so ek het dit vir hom gaan sê, die rapportpunt is in kolom I, en simbool is in kolom J. En dan sê ek vir hom, hoe word die simbole bereken? Dan sê ek, die simbool word soos volg toegeken. 80 tot 100 is 7, 70 tot 79 is 6 en so meer, en dan sê ek net vir hom, okay, gaan bereken vir my 'n formule vir dit. Goed, nou gaan dink hy so 'n bietjie, nou sê hy vir my daarso ek kan 'n if statement gebruik of 'n if formule gebruik om dit te kan bereken, en dan die beste deel van alles is, hy gee sommer vir my hierdie formule wat ek kan gebruik. Okay, reg. En nou sê ek net copy code, en daar het ek hom gekopie, en ek gaan terug na my Excel toe, en dan kan ek bloot nou net om daar gaan paste. Okay. Reg, so daar wys hy nou vir my 100 is 'n 7, en as ek nou weer eens van hier af hierdie simbool wil verder gaan bereken, kan ek nou net, daar's reeds 'n formule, ek gaan staan regs onder in die blokkie, en ek double klik, en hier kan ek nou kontroleer, 70 is 'n 6, 58 is 'n 4, 39 is 'n 2, en so meer. So gaan gebruik ChatGPT om dit vir jou te gaan uitwerk. Hy doen dit ongelooflik maklik, en hy help jou ook dan natuurlik verskriklik baie. Nou verder, ek wil nou nog 'n simboolverspreiding ook hier in die onderkant doen. So ek het nou reeds al my simbole toegeken wat ek nou hier het, en nou gaan ek bloot net vir hom hierdie weer copy. Goed, en ons gaan weer na chat toe, en ek paste sommer dit in. Unable to upload. Kom ons kyk net gou weer, wat kan hy vir my gee so? En nou sê hy vir my account if funksie, maar laat ek dit net weer gou hierso, net gou copy. Ons highlight net geweer daai copy om, en ons probeer gou, daar wys hy sommer vir my. Ek gaan sommer vir hom daai, hy wil nie daai image vir my nou bysit nie. Goed, maar weer eens, hy het nou hier vir my account if gesit, en wat lekker is, hy weet reeds, ek het simboolverspreiding nou vir hom gesê, maar ek het daar bo vir hom gesê, simbool is in kolom J. So nou het hy sommer outomaties gou hierso die count if formule gebruik, en hy weet dadelik het gaan oor kolom J. So hy is redelik intelligent, wat dit dan betref, weer eens copy code, en nou kan ek net hier by nommer 1, dit net daar gaan paste, goed, en nou kan julle bo sien, daar's 'n formule daarin, goed, nou as ek hierdie formule nou wil oordra, okay, ek kan hom nou gaan copy, en hom gaan oordra, maar weer eens, die probleem wat ek het, as ek nou, hy gaan nou vir my nulle maak as ek regs copy, okay, so die rede hoekom, as jy nou kan sien, maar nou het hy daar kolom K, so hier soek hy nou in die verkeerde kolom, okay, so ek het nou een van twee opsies, en dis hoekom ek vir julle absolute referencing gewys het, ek gaan nou net weer hier na die J toe, highlight dit, druk F4, laat hy net altyd kolom J gebruik, en dan gaan ek na regs gaan, maar weer eens, hier's nou 'n 1, ek wil hê my nou gaan soek hier vir 2's, soek hier vir 'n 3, so ek verwyder die 1 en ek maak hom 'n 3, soek hier vir 4, verwyder die 1 en maak dit 'n 4, 5, doen dieselfde, selfde met die 6, en selfde met die 7. Goed, so nou behoort ek hierso 51 simbole te hê, en dit kontroleer, goed, dis, hoekom is dit nie korrek nie, okay, is nie korrek nie, en dis hoekom ek sê, mens moet altyd gaan kontroleer, want hierso het ek daai simbool bygetel, maar ek kan hom net bloot delete daar, en dan sal hy nou daai 1 weggevat het, want ek het 50 kinders in hierdie klas, so hier regs onder, as ek het highlight, kan ek hier regs onder gou gaan sien, die som daar is 50, okay, so daar's my
simboolverspreiding ook sommer gou vinnig vir ons gedoen. Goed, so dis 'n County formule. Jy kan al bo kyk hoe hy lyk, of as jy double klik kan hy vir jou wys hoe lyk hy. Maar so ek sê, as jy deesdae sukkel, vra gerus vir ChatGPT om jou te help om my formules vir jou te skryf. En dis 'n voordeel wat ons nou het, wat ons nog 'n jaar terug nie gehad het nie. So dan wil ek julle ook graag wys, partykeer kry ons 'n sheet soos hierdie, waar ons nou naam en van in 'n aparte kolom het. Goed, en julle is nou dalk 3 juffrouens wat saamwerk, maar julle moet nou data op 'n selfde plek kry, of daar's lyste wat moet ingaan departement toe, en die departement soek het naam en van in een kolom, en ons skoolstelsel gee dit vir ons naam en van in 2 aparte kolomme. Goed, so hoe kry ek nou die naam en die van in dieselfde kolom? Okay. Nou weer eens, jy kan bloot net, omdat Excel wiskundig is, jy kan gebruik maak van formules, en hierdie is eintlik baie eenvoudig. Jy begin met 'n is gelyk aan, en dan klik jy op Wouter, so want ek wil nou sê, hierdie kolom is die naam en die van. Goed, maar dis nie net die naam en die van nie, dis die naam en 'n spasie en dan die van. Goed, so, en ek kan bloot dan net vir hom sê, is gelyk aan, klik op Wouter, so dis Wouter, en dan set ek net vir hom die N teken, Shift 7, die N teken, so dit is gelyk aan A2N, ek wil net vir julle wys wat hy doen as ek sê, klik op B2, so nou staan hier so, hierdie kolom is gelyk aan A2 wat Wouter is, en B2 wat Bason is, maar nou sit hy die 2 vas in mekaar, en dis hoekom ek daar vir julle gesê het, dis Wouter en spasie en Bason. Goed, so ek begin is gelyk aan, klik op Wouter en Shift 7, en nou wil ek 'n spasie insit. Nou as ek 'n spasie wil insit in Excel wat teks aanbetref, dan sit ek dit net altyd in dubbel aanhalingstekens. So ek begin met 'n dubbel aanhaling, druk spasie, sluit die aanhaling, weer 'n N, en dan klik ek op Bason. So die formule sê nou is gelyk aan Wouter en 'n spasie wat tussen aanhalings is en Bason, en as ek nou druk enter, dan maak hy hom vir my mooi reg wat dit aanbetref, en dan kan ek nou daar sien wat die naam en van is sommer vir my in een kolom bygevoeg. Weerens, omdat hierdie 'n formule is, kan ek daar gaan na regs onder, en ek kan net gaan double klik, en dan sal hy vir my die hele lys, sal hy vir my verder voltooi. Goed, nou net belangrik, as jy hierdie sou copy, okay, reg, Excel copy and paste formules eerder as teks. Goed, so omdat hierdie 'n formule is, en hoe ek weet hierdie is 'n formule, ek kan die bo sien in die formulebar is 'n formule. So as ek hierdie sou copy en ek paste dit langsaan, goed, net hier 'n bietjie breër maak, paste dit hier langsaan, dan sal hy Bason, Wouter Bason, want hy gebruik nou die volgende kolom, B en C. Goed, en dis nie wat ek wil hê nie. So as ek hierdie wil copy, en ek wil dit iewers anders gebruik, sê nou maar al daai, en ek wil dit in 'n ander sheet gebruik, paste dit dan net as 'n value. Goed, en hoe value paste is, jy klik op die blokkie, en dan hier links by die paste is daar 'n pyltjie, en dan is daar 'n deel wat sê paste values, daai klipbord met die 1, 2, 3 in die onderkant. En dan sal jy sien hierso is dit nou teks. En hoe ek seker maak is hier in die formulebar is daai teks nou geskryf. Goed, so dis so ek vinnig ook inligting selfe by mekaar kan sit wat dit aan betref. Goed, jy kan ook natuurlik, ek gaan nou vir julle wys hoe kan jy dit andersom ook doen. Maar ja, jy kan letterlik enige iets bysit as jy wil. Heel eenvoudig. Goed, dan die volgende deel wat ek julle graag wil wys is 'n VLOOKUP funksie. Goed, nou waarvoor mens VLOOKUP sê ek nou net hier in my VLOOKUP tabel. Wat hierdie tabel is, hy het een of ander kode hierso. Dit kan enige liewe iets wees. Kan 'n ID-nommer wees, kan 'n inskrywingsnommer wees van 'n kind, maak nie regtig saakie. Hierdie is nou bloot net 'n unieke nommer. En ons het 'n kode hierso, ons het 'n graad van 'n kind. So hier is 'n kind.
Ons weet hy is in graad 8 en is in die Wes-Kaap, maar ek weet nie in watter skool is hy nie. Goed, maar ek het die kind, hier is weer eens 'n kind, en ek wil weet, hier weet ek wat sy skool is. So ek het nou op 2 verskillende plekke data van een mens. So hoe kry ek nou die skool hierby? Ek begin met 'n VLOOKUP. Goed, so ek begin deur is gelyk aan VLOOKUP te tik, ek dubbelklik op VLOOKUP, en dan vra hy vir my die lookup value, wat in hierdie geval die kode is, of die kind se ID, of die kind se naam, wat ook al dit is. Goed, en ek klik dan hier op daai kode, en dan vra hy vir my hierso, as ek kyk hier in die formule, hy is dalk nou bietjie klein op julle skerm, hy sê lookup value wat tans bold is, dan is daar 'n komma. Op jou rekenaar kan dit dalk 'n komma punt ook wees, so maak maar net seker, in my geval is dit 'n komma, dan vra hy vir my table array, so dis die ander sheet waar dan gaan klik ek hier by die skole, en ek highlight kolom A en B, so ek klik op kolom A, drag na regs na kolom B toe, en nou sê ek weer 'n komma. En dan vra hy vir my die column index number. Okay, so klink so 'n bietjie kompleks, maar hy wil nou net weet watter kolom moet hy vir my byvoeg in daai ander tabel waar ek nou net was. En in hierdie geval is dit kolom nommer 2, want ek het kolom nommer A en B gehighlight, so kolom nommer A is die eerste kolom en kolom nommer B is die tweede kolom. So ek gaan nou 'n 2 hier insleutel sodat hy vir my die kolom 2 of kolom B in hierdie geval die skool se naam weer vir my invoeg in die ander tabel. En dan gaan ek weer 'n komma en dan gee my 2 opsies, true of false, is dit approximate or exact, so ek gaan nou net double klik op die exact, dan gaan hy daar in die formule false insit, en ek sluit net my hakkie, en ek druk enter, en dan sal hy vir my die naam van die skool byvoeg in hierdie kolom. Weereens kan ek net double klik, nou weet ek hierdie kind is in graad 8, en sy is in La Rochelle Meisies in die Wes-Kaap. Goed, so dis so 'n klein eenvoudige deel wat jy kan doen. Nou met die simboolverspreiding, net hier, soos in die regterkant, het ons gehad dat die simboolverspreiding het ons die totale gedoen, so ek gaan net weer af hierdie simboolverspreiding, en daar het ons 'n count if gehad, so ek wys net vinnig, as ons weer hier wil tel, hoeveel graad 8, hoeveel graad 12 sit ons hier, dan gaan ek nou net hier in die totaal, dan gaan begin met equals, count if, so daar sê ek, double klik net op hom, dan vra hy, wat's my range, weer eens ek klik op kolom B, ek gaan kolom B highlight, F4 druk, laat hy altyd van kolom B werk, 'n komma, en dan gaan hy vra die kriteria, en dan in hierdie geval gaan ek sê G2, okay, want hierdie is G2, en dan weet ek nou, daar's 3 graad 1's, en ek kan double klik tot onder, en daar is nou 100 kinders in hierdie lys, en as ek hulle almal hier gaan highlight, kan julle sien, daar's 100 kinders in hierdie lys, so net om te kontroleer. Goed, so dis so 'n bietjie iets rondom 'n VLOOKUP en die count if, bietjie moeiliker formules, maar weer eens, as jy wonder, tik in eenvoudige Afrikaans vir ChatGPT, laat hy vir jou, en gee vir hom detail, so jy kan selfs 'n skermskoot maak, 'n screenshot maak van hierdie hele deel, en gee dit vir hom, en sê vir hom wat jy wil bereken, en watter kolom, en hy sal vir jou help met daai formule, en dis wat dit regtig 'n bietjie makliker maak deesdae. Goed, maar so gepraat van ChatGPT, heel dikwels as jy nou vir ChatGPT vra, jy kan ook vir hom klomp data gee en sê vir my, en jy wil dit aflaai, dan laai dit vir jou af as 'n CSV file. CSV file staan vir comma separated values, en dis presies wat hierdie is. Goed, so die probleem wat jy dan kry is, jy kry, tegnies is al die data in kolom A, so as ek met my pyltjie, as ek na kolom B toe gaan, sal jy sien, daar staan niks daar in, soos julle sien, daar's niks in kolom B nie, en al die data is comma separated values, en om dit nou te gaan deel in kolomme is ook baie eenvoudig, en hoe jy dit doen is, mens noem dit text to columns, jou heel eerste stap is, jy klik op kolom A, hier heel bo op die A, laat hy die hele kolom vir my highlight, dan gaan ek na bo hier by my tabs toe, gaan ek na data,
en dan is daar hier onder data tools, is daar 'n deeltjie wat sê text to columns. Oomblik as ek text to columns insleutel, dan kry ek twee opsies, delimited of fixed width. So as ek 'n vaste, as al die simbole of alles wat geskei word deur 'n komma in hierdie geval, was 'n vaste lengte van karakters, kan ek fixed width gebruik. Anders moet ek delimited altyd gaan. So ek kies delimited, ek gaan next, en nou gee hy vir my hierso opsies van delimiters wat ek kan kies. Dis nie 'n tab nie, en dis ook nie 'n semicolon, in hierdie geval is dit 'n komma. So as ek klik daarop komma, dan wys hy vir my sommer hier in die onderkant, hoe gaan hy my data opverdeel. So hy wys my hierso, dis my preview, hoe dit gaan lyk. Sê ek maar net next, en finish, en dan skuif hy vir my al my kolomme, of al my data na aparte kolomme. Goed, weer eens, as ek die rye en goed wil auto-adjust, kan ek kolom A klik en drag tot by G, dan staan tussen enige twee kolomme, double klik, en dan sal hy vir my outomaties die data aanpas, so klein, die kolomme so klein as moontlik is. Goed, so dis so vinnig ietsie oor text to columns. Goed, en dan volgende gedeelte wat ek julle wil wys, is net ook, ek het nou 'n Excel tabel en ek het klomp duplikaat data. Goed, so jy gooi hier klaslyste van 5 juffrouens hier in, en soos hierdie byvoorbeeld, hier's nou 'n klompie data wat van verskeie plekke afkom, en ek wil nou net weet, ek soek nie data wat dupliseer hier binne nie. Goed, en dis ook dood eenvoudig om dit te gaan verwyder, en bloot dit doen jy deur te klik op die kolom A, drag na kolom B, so nou het ek al die data geselekteer, en dan onder data gaan jy na remove duplicates toe. Goed, so remove duplicates, en dan gee hy vir my 'n skerm wat hier opkom wat vra, waar is die duplicaat values, en ek gaan in hierdie geval die provinsie aantik, sodat hy net gaan kyk na kolom A, die skoolnaam, en dan klik ek maar net OK, en dan sal hy vir my sê, 50 duplicates found, 50 unique values remain, en nou weet ek het nou 50 unieke skole in hierdie lys. Goed, so dis so vinnig om net 'n paar belangrike goed vir vandag te wys. Mens kan nog baie meer doen, veel meer doen, as wat ek vandag gewys het. Natuurlik Excel baie kragtig. Ek wys net vlugtig weer gou net 'n paar goed wat ons vandag gedoen het, wat belangrik is om te onthou. Heel eerstens, die term absolute referencing wat ek gebruik het. Ek het hier klaspunte bereken deur die totaal te gebruik van 30, en ek het bloot daarop gaan klik, en daai dollartekentjies beteken, ek maak daai totaal, hou ek vas in die berekening. Hy kan nie afskuif as ek formules kopie nie, en die shortcut key daarvoor was F4, of jy kan bloot dollars voor of na die kolom en die 2 insit. So dis 'n paar van die goed. Ek wil net gou kyk of hier enige vrae is. Hoe stuur ek toetspunte vanaf 'n klaslys na individuele ouers per e-pos? Okay, goed, so dit is ook moontlik, maar dit gaan jy uit Word uit moet doen. Ek kan ook vinnig vir julle wys hoe jy dit gaan doen, maar ek sal dit eerder in die notas sit, as ek hom net gou vinnig kom, maar jy gaan begin met 'n e-pos, geagte, wat ook al jy het nou wil noem, naam en van, en so jy gaan 'n kolom moet hê, of ouers se naam, en so meer, en dan gaan jy uiteindelik mailings gebruik. Goed, so mailings uit Word uit kan ek vir jou doen, maar ek kan dit vir julle in die dokumentasie sit, of stuur my e-pos, dan maak ek vir jou 'n voorbeeld. Ek sit sommer my e-posadres hier in die chat, en julle is meer as welkom. Maar hoe jy dit sou gedoen het is, jy sou gesê het, select the recipients, use an existing list, en dan sê jy daai Excel lys gaan soek het. Goed, daai Excel lys hy nou gaan soek het daar uit die lys uit van
wat jy nou gehad het, daar waar jou punte is. So, ekskuus in hierdie geval, as ek sê nou maar hier na toe sou gaan, het ek dink hy gaan my nou toelaat nie, omdat daai Excel sheet oop is, maar, kom ek vat bijvoorbeeld na daai ene, en ek sê die klaslys, en dan kan jy nou oral waar jy punte wil insit, kan jy nou daar gaan sê insert merge field, en ek sou sê nou maar sê rapportpunt daar, jou kind se rapportpunt, goed, en dan kan jy hierso sê preview results, en dan kan ek hulle hier aangaan, so daar is net die onderskeie punte, wat ek nou net daar insit. Nou wat belangrik is, in die tabel wat jy nodig het, so hier in die tabel, om terug te kom hiernatoe, sou jy iewerster hierso die e-posadres moet gehad het. Ekskuus, die e-posadres moes gehad het. Kom net gou hierso insit. En dit sou jy dan in daai kolom, as ek net terug gaan hier na hierdie gedeelte toe, sou jy gesê het finish and merge, en dan sê jy send email messages, en dan sê jy daar moes gekies het, uit een van daai kolomme die e-posadres. So is bietjie meer kompleks, maar jy stuur dit nie direk uit Excel nie. Dis die lank en die kort van daai vraag wat daar uitgekom het. Maar heel moontlik om dit te kan doen. Goed, dit is 'n paar wenke, soos ek vir julle genoem het, ek stuur met graagte vir julle die dokumentasie aan, daar's mooi skermskote met die formules wat julle kan gebruik. As jy twyfel, vra ek vir ChatGPT, hy help julle graag, dis 'n baie waardevolle stukkie tegnologie wat ons in die laaste tyd bygekry het, so gebruik dit tot jou volle vermoë. En dan, as julle enigsins wil, vandag natuurlik kan jy hiervoor kan jy ook 'n sertifikaat verdien, en ek gaan dan nou hierso vir julle net hier op my skerm sit, hierse, om net gou groter maak hierso. So scan sommer met jou foon net daai QR code. Dis die heel maklikste wat jy hier kan sien. Scan hom met jou foon. Ek sit hom sommer vir julle ook hier in die chat. As jy hom wil gebruik. Jy gaan ook 'n e-pos ontvang net hierna. Maar scan hom met jou foon, voltooi die inligting, en dan sal ons vir jou net 'n sertifikaat stuur ook vir jou 6 wat jy vandag verdien het. Goed, so daar sê ook daar binne in die chat vir julle. Ek hoop dit was leersaam, ek sien ek kry daarom 'n bietjie goeie terugvoer hierso. Is altyd lekker, dankie dat julle vir my sê. Ons waardeer dit, en ja, dit was die laaste uur se Excel, en ja, julle moet 'n wonderlike dag verder hê, en ons gesels gou weer. Totsiens almal.